Goeiemôre almal. Ek dink vanoggend terwyl ek iets lees aan 'n gedeelte van ons lewe wat ons almal mee sukkel. Ons het almal daai plekke waar ons selfgesentreerd is en ons eie begeertes het en graag wil hê goed moet uitwerk vir ons volgens hoe ons verstaan ons geluk in ons lewe behoort te wees. En ek lees 'n gedeelte oor Lia en Lia se lewe. Lia wat regtig waar verwerp was. Haar man het haar nie lief gehad nie. Die een vertaling is so sterk dat dit sê haar man het haar gehaat. En ek kan net dink hoe 'n geweldige, moeilike lewe dit moes wees om te lewe in een huis van iemand wat jou nie wil hê nie, maar terselfdertyd ook in dieselfde huis is met iemand wat hy lief het en al sy bewondering voorgee. So ek kan net dink hoe moeilik was haar lewe gewees. En Lia het swanger geraak, maar sy het tot die Here gebid en gesê sy wil 'n kind hê sodat sy beter in haar man se oë kan lyk. So dit het gegaan om haar eie welstand. En so die Here haar geseën en sy die een na die ander seën het sy in die wêreld gebring tot sy besef het, maar niks wat sy doen kan die hart van Jakob verander nie. En die Here is vir haar goed om vir haar hierdie seëns te gee. Die Here het haar lief genoeg om te luister na haar gebede en om te antwoord in die begeertes wat sy wil hê. En hier by die 4de kind, toe word sy bewus daarvan dat haar fokus verkeerd is. Haar fokus is op Jakob en om aanvaar te word en deur hom liefgehad te word. Maar in dieselfde tyd bewys God sy getrouheid en liefde aan haar. En hier by die 4de kind besef sy, maar haar oë moet op die Here wees. En daar staan dan ook, this time I will praise the Lord. En sy noem hierdie kind Juda, wat beteken lofprysing, en ons weet dat Jesus is gebore uit die lyn van Juda uit. Maar dit het vir Lia 'n tyd gevat om tot hierdie besef te kom, om te besef dat as sy haar oë wegvat van haar omstandighede en as sy haar oë op die Here gaan plaas, dan gaan haar hele lewe verander. En as ons dink aan al die spanning en die verwerping en al die stres wat sy ervaar het in 'n huis waar sy nie geliefd was nie, geïgnoreer was, waarskynlik op neergesien was, en moes staan en kyk hoe iemand anderste alles kry van hierdie man wat sy liefhet, wat sy graag self wil hê. Sy het nie toegelaat dat haar omstandighede aanhou haar fokus wegvat van die Here af nie. Sy het op 'n plek gekom waar sy besef dat die lewe is onregverdig op die plek waar sy was, maar God is regverdig en God is die een wat haar lewenspad vir haar kan gelyk maak. En dit is die les wat ek hierdie week wat verby is so geleer het. Weet julle, ek het bedien hierdie week en ek het die voorreg gehad om 2 vrouens te bedien en veral met wedergeboorte. En hierdie week wat verby was, is vir my 'n baie moeilike week in die fisiese gewees, en daar was baie persoonlike goed, familiegoed wat ek ook moes deurbid en die Here absoluut moes vertrou daarvoor. En so vinnig raak ons fokus deel van ons omstandighede, en dit veroorsaak dat ek en jy fokus op ons omstandighede en begin te bid, selfgesentreerd, en jy wil nou net hierdie goed opgelos hê, en jou fokus gaan dan na die oplossing van die probleem, veral hoe jy dink dit moet gebeur. En terwyl ek hierdie 2 vrouens bedien, het ek natuurlik die woord oopgemaak, Johannes 3,
3 oor wedergeboorte, maar terwyl ek getuig en praat van die goedheid, die almag, die heiligheid, die getrouheid van ons God, van hierdie prys wat hy vir ons betaal het, wat nie bereken kan word met enige aardse currency nie. Hierdie prys wat hy betaal het, terwyl ek en jy dit glad nie verdien het nie. Ek en jy kon niks verdien aan hierdie prys wat hy betaal het nie. Hy het dit betaal vir ons terwyl ons in sonde was. En om op hierdie plek te kan staan van wedergeboorte waar jy besef, hier is nou vir jou 'n geleentheid van 'n totale nuwe mens, 'n transformasie, 'n uit een koninkryk na 'n ander koninkryk, 'n absoluut verandering van autoriteit in jou lewe. Terwyl ek daaroor praat, het daar so vreugde en 'n blydskap en 'n bewondering in my opgestaan. En ek het die woord begin quoteer en ek het begin om vir hulle te vertel dat hierdie is 'n pad waar ek en jy 'n kruis kry. So ons lewe is nie maklik elke dag nie, maar dat ons nie moet kyk na 'n Jesus wat ons net gaan seën nie, maar sal kyk na 'n kruis wat ons moet verander uit al hierdie verkeerde karaktereienskappe na die beeld van Jesus, maar dat in hierdie proses word ek en jy minder in ons vlees en hy word meer, hy kry gestalte in ons, soos wat ons hierdie pad stap nadat ons wedergebore is. En kyk, dink aan daai liedjie wat ons sing van wanneer ons oë op hom is, dan word alles dof en dim rondom ons. En ek dink aan 2 Korintiërs 3 vers 18 wat staan, and all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being transfigured in his very own image, in ever increasing splendor, and from one degree of glory to the other. For this comes from the Lord who is Spirit. En ek ervaar terwyl ek getuig en terwyl ek hierdie 2 vrouens bedien, ervaar ek net hoe gaan die sluier voor my oë weg en hoe kyk ek in die spieël van die woord en hoe sien ek Jesus, hoe meer ek kyk, hoe meer sien ek wie hy is, hoe meer kom die glorie van die Here in my hart in, hoe meer begin my blydskap en my vreugde en hierdie bewondering van hierdie almagtige, heilige skepper God, wat ons kom herskep het hier op aarde, hoe meer kom dit in my in, en ek besef meer as ooit, die Here wil hê, as ons dink aan Petrus, toe hy op die water moes loop, Petrus het Jesus in die oog gehou, en hy kon bonatuurlik alles doen wat die Here hom beveel het om te doen, maar die oomblik toe hy weer kyk in die fisiese, toe sink hy. En ek wil vanoggend vir ons sê, hoe meer ek en jy mediteer op die Here, hoe meer ons sy woord wat in ons hart gegraveer is, in ons gedagtes kry en uitspreek in situasies, hoe meer begin die almag, die glorie en die autoriteit, die oorwinning van Jesus in ons harte opstaan. En dan kom ek en jy op 'n plek, selfs in moeilike omstandighede, kom ek en jy op 'n plek waar ons besef, niks anders maak saak nie, net hy maak saak. En sy woord is my spieël, en sy woord is die waarheid. En wanneer hy sy woord in my mond gee, Jesaja 55 vers 12, en ek spreek dit uit, beloof hy my, daai woord sal in vervulling kom. Dit gaan nie leeg terugkeer nie, want sy woord is 'n krag, en sy woord is waarmee hy geskep het. So hy kom, en soos wat hy vir Jeremia gesê het, Jeremia, ek sal vir jou as 'n profeet om af te breek en te vernietig wat nie van my af is nie, maar om te bou en te plant wat van jou af is, en om daai woord te vat en dit uit te spreek en te weet dit kom in vervulling. Gister terwyl ons gebid het by 'n leierskap van die dorp, daar is 'n beweging aan die gang waar hulle kruise oprig in dorpe, en dan op die kruis staan daar net, soos in die hemel, so ook op aarde hier in hierdie dorp. En ek besef daai kragtige verklaring. Ek en jy het nodig om die woord uit te spreek, die verklaring te maak, want die woord van God het die krag. En dit is wat my en jou se voetstappe rig in die volheid van die Here.
So daai omstandighede, daai plek waarmee ons sukkel, daai kinders, daai maat waarmee ons sukkel, wat ons probleme ook al is, ons gee dit vir die Here, ons fokus op die Here, en soos die woord sê, ons kyk in sy oë, en al die ander goed gaan dan dof raak. Dan gaan dit nie meer saak maak dat ek en jy kry eers die begeertes van ons hart nie. En dan kom hierdie woord net eenvoudig in werking, waar die Here sê, soek allereers my koninkryk, en die koning van hierdie koninkryk wil ek byvoeg. Dan word alles vir julle bygevoeg, dat ons fokus nie so bly op wat ons nodig het en wil hê nie, maar op die koning en sy koninkryk, en dan weet ons, alles gaan ten goeie vir ons meewerk, Romeine 8 vers 28. Vader, wanneer ons U woord vandag bedink en daarop mediteer, dan is ons harte vol blydskap. Ons wil oorloop van blydskap en ons wil kom en ons wil vandag vir U al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte kom bring, want U alleen is waardig om dit te ontvang. Ek bid dat U ons sal help om al hoe meer en meer op U te fokus, Here, sodat U woord en U plan in ons lewe in vervulling kan kom. Amen.